Die Heilige Gees is van die begin af deel van God Drie-enig se lewe en werk. Tog vier ons vandag die asemrowende uitstorting van die Heilige Gees op die apostels nadat Jesus nou sy hemelvaart gehad het. Die Heilige Gees wat in die vorm van iets soos tonge op die apostels neerdaal en hulle toerus vir die take waarvoor God hulle roep en waarvoor God hulle stuur. Die Heilige Gees wat na Jesus se hemelvaart met ons is. God met ons, God by ons, God in ons. Nou die sameloop van gebeure, so van die einde van Lukas af tot, kom ons sê maar Handelinge 2, is eintlik hierdie kosbare, kom ons sê maar 3 beweging tipe dans. In Lukas, aan die einde van Lukas, begin dit met hierdie opdrag van Jesus. Dan is daar 'n klomp genade wat gebeur en dan is daar sekere uitwerking van hierdie genade. Ons gaan hierdie 3-proses dansbeweging nou saam deurstap. So ons begin deur Lukas 24 vers 45 tot 49 saam te lees. Daarop het Jesus hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan. En vir hulle gesê, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Maar bly julle in die stad, totdat julle met die krag uit die hoogte toegerus word. Jesus is reeds besig om die disippels te groet. Tog saam met hierdie groet kom daar hierdie baie definitiewe 3 opdragte. 1, hulle moet verkondig. In Christus se naam moet bekering tot die vergewing van sondes verkondig word. Ons verkondig dit ook wanneer ons dit saam vier, selfs in die vier van die nagmaal en die deel hê aan kerkwees. Is ons besig om Christus te verkondig. So hulle moet verkondig, maar hulle moet ook getuig. Die disippels moet getuienisse wees van alles wat hulle nou rondom Jesus se bediening, Jesus se lewe, Jesus se sterwe en Jesus se opstanding geleer het en ervaar het. Om getuies te wees van die goeie nuus oor Jesus en die goeie nuus van Jesus. En dan die 3de opdrag wat hulle ontvang van Jesus, nou net voor sy hemelvaart, is om te wag. Die apostels moet in Jerusalem bly, totdat hulle met die krag van bo toegerus word. Hulle moet met ander woorde wag vir die Heilige Gees. Nou ons hoewel vandag nie meer te wag vir die Heilige Gees nie, maar ons moet nog steeds onderskei en aanhoudend soek waarmee en waar is die Gees besig en hoe kan ons daaraan deelneem? Hoe kan ons onsself daarbey aansluit of daar aanhaak? Waarmee is die Gees besig en hoe kan ons deel hê daaraan? Verkondig, getuig, wag. Nou ons weet natuurlik dat die disippels gehoorsaam was aan hierdie opdragte. Ons sien byvoorbeeld in Handelinge 1 dat hulle wel teruggegaan het Jerusalem toe en wel daar gewag het. Maar iets groter as dit. Hulle was gehoorsaam aan die wag. Maar die feit dat ons 2000 jaar later iets van Jesus verstaan, iets van Jesus waardeer, iets van Jesus verkondig en kan van getuig, herinner ons dat hulle toe die opdrag ernstig genoeg opgeneem het. Hulle het toe uitgegaan met erns, met egtheid en met effektiwiteit aan die nasies Jesus verkondig. Andersins sou ons nie vandag hier gesit het nie. So hulle definitief hierdie opdrag nagekom, maar na hierdie opdrag en hulle gehoorsaam met daarmee saam, kom ons dan uiteindelik by die genade gedeelte van hierdie 3-passie beweging. Ons vind dit in Handelinge 2 vers 1 tot 11. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Nou destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parte en Meders en Elamite,
inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Krete en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Die genade is die uitstorting van die Gees, maar ook daarmee saam is die genade die gawe wat ontvang word om aan al die nasies te kan verkondig. Eers ontvang die disippels die opdrag van Jesus, saam met die belofte van die Vader, en daarna ontvang hulle dan die Heilige Gees wat nou wel die belofte van die Vader is, sodat hulle die opdrag kan uitvoer. God se belofte is die toerusting sodat God se opdrag uitgevoer kan word. Nou hierdie genade het ook 'n sekere uitwerking. En vir vandag is die viering met Pinkster en alles wat daarmee saamgaan, juis hierdie uitwerking wat iets van God se liefde ongelooflik duidelik maak en duidelik bevestig. Nou nadat die Heilige Gees genadiglik uitgestort is, lees ons dan verder in Handelinge 2 van twee onderskeie groepe se reaksies of miskien dalk eerder die gevolg van die uitstorting op twee verskillende groepe. Eers die disippels wat nou in verskillende tale van omliggende streke en lande begin praat het. Hulle was so aangeraak, so geïnspireerd en in bewondering dat die Gees hulle toegerus het met die vermoë om in tale van omliggende streke die goeie nuus te kan verkondig sodat mense dit kan hoor en kan verstaan. Om op 'n verstaanbare manier te kan getuig. Onthou dit, ons gaan nou nog ietsie daaroor sê. En dan die tweede groep vind ons in Handelinge 2 vers 12 tot 13, eintlik al bietjie vroeër, maar veral in vers 12 tot 13, waar verskeie mense nou die disippels aangehoor het. Dan lees ons, almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Ten spyte van die Gees se groot genade, ten spyte van die genadegawes om in hierdie verskillende tale te kon praat, bly die reaksie op die getuienis onvoorspelbaar. Die reaksie op gelowige of althans geloofwaardige getuienis is onvoorspelbaar en buite die gelowiges se beheer. Die reaksie van geloofwaardige getuienis is onvoorspelbaar en ook buite ons as kerk se beheer. Party was aangeraak en diep getref. Wat beteken dit tog? En ander het dit afgelag, hulle is vol soetwyn. En in 'n sekere sin is dit natuurlik waar. Nie in die sin dat Pinkster of die nagmaal of iets van die aard enigstens moet verbind word aan dronkenskap nie, nee. Maar wel in die sin dat die werklikheid van die Gees dikwels deur die wêreld misverstaan word. Hulle is vol soetwyn. Want deur die Gees word ons in God se wysheid opgelei en toegerus. En God se wysheid en liefde lyk anders as die wêreld se idee van wysheid. In die wêreld se oë is God se wysheid dikwels dwaasheid. Tog bly ons werk bloot om vol te hou met geloofwaardige getuienis. En natuurlik om in 'n sekere sin te probeer buite die lokval bly, waar ons op plekke kom waar ons dalk juis die wêreld se wysheid hoër ag, belangriker ag as God se wysheid. Die reaksie op geloofwaardige getuienis is onvoorspelbaar en buite ons beheer. En daarom vertrou ons dat die Gees van God die kerk gebruik en toerus, maar ons moet uiteindelik ook vertrou dat God self uiteindelik die versoening, geregtigheid en vrede van Christus sal volbring. God vertrou ons met die getuienis, dit wat ons wel kan doen, en daarom kan ons God maar vertrou om dit te doen wat ons self nie kan doen nie. Ons kan vertrou dat God dit wel kan doen wat buite ons beheer is. As ons die Pinkster vier, en ons kyk spesifiek na Handelinge 2, is daar 'n paar goeters wat gebeur. 1, die disippels kry 'n opdrag om in die nasies te verkondig en te getuig. 2, hulle word toegerus met die Heilige Gees, die belofte van die Vader, en dan die uitwerking, hulle kan skielik in al hierdie verskillende tale praat en getuig.
Dit bevestig aan die een kant natuurlik, soos ons nou al genoeg keer gesê het, dat God ons toerus vir dit waarvoor God ons roep en stuur, maar die genade en liefde hiervan is nog groter. Elkeen wat gehoor het, kon die goeie nuus in hulle eie taal hoor. God rus gelowiges toe, sodat die goeie nuus ontvanklik kan raak vir elke mens op aarde. Dit is die volheid van God drie-enigse liefde. God verlang en smag daarna dat elke mens op aarde kan deelneem aan die volheid van lewe, aan die ewige lewe van ons Here. En daarom gee God homself. Eers as seun en daarna as gees. God gee sy gees sodat ons as liggaam van Christus, as kerk, die goeie nuus in woord en daad, in broodbreek en feesviering met elke ras en taal en kultuur en individu kan deel. Deur die Pinkster word ons herinner aan God se liefde vir die ganse skepping en die hele mensdom omarm. Met God wat sy gees gee, God wat by ons teenwoordig is, word ons deur die Pinkster herinner aan God se liefde wat die ganse skepping en die hele mensdom omarm. Mag jy God se liefde en teenwoordigheid in hierdie tyd na Pinkster ook diep beleef. Amen.